Sy, ons is live. Geen het gekans vir mense om in te skakel, maar gaan ook nie baie lank wag nie. Ek wil graag wegspring, maar voordat ek wegspring, ek share gou vandag hierso. En ja mense, terwyl ek sommer hierso share, asseblief, share die opname vir mense, vir ouers, vir kinders. Hierdie is natuurlik nie 'n ouderdomsbeperkingsprogram nie, of uitsending nie. Hierdie is juist vir kinders ook. Mense wat ook dalk miskien huidiglik, u mag dalk nou na hierdie video kyk, wat u self ook met hierdie probleem sit. Verskoon as ek so afkyk, ek wil net gou vandag net hierdie gou share. En daar waar u is, share dit, en mag die Here u ryklik seën. Maar sy, en ek het dit klaar geshare, en nou is dit my tyd met ieder en elkeen van julle. Ja mense, goeiedag met elkeen van julle. My naam is natuurlik Jonathan van Biljon, en ek het omtrent net so bietjie meer as 9 maande terug, weer my hart en my lewe vir die Here Jesus Christus gegee, nadat ek kom ons sê so 4 jaar terug ook my hart en lewe vir die Here gegee het, en daarna het ek afvallig geword, maar ek dank die Here dat ek weer terug is op die pad. En ja mense, so voordat ek wegspring, kom ek gaan net in gebed en seën net hierdie video onder die hand van die Here. Ons almagtige Hemelse Vader, Here, ek wil bid, Here, dat die opname wat ek nou neem, nie tot eer en verheerliking tot my sal wees nie, Here, maar Here, tot eer en verheerliking tot u naam, Here. Here, ek bid, Here, dat hierdie video mense sal vrymaak van hierdie gemors af, Here, dat mense 'n waarlike liefde sal ervaar, en dat mense kan sien wat die gevaar van hierdie eindaardige ding is, Here. Here, ek wil bid, Here, daar waar kinders is wat vasgevang is in hierdie goeters, Here, dat hulle vry sal kom, Here, en dat hulle vrymoedig sal hê, of vrymoedigheid sal hê, om met hulle ouers te gaan gesels, en vir hulle sê, hoor hierso, ek het 'n probleem, ek sukkel met hierdie, kan ma of pa my help met dit, om ontslae te raak van dit, om vry te kom van dit. Maar ons weet natuurlik, dat die waarheid sal jy ken, en die waarheid sal jou vry maak, en daarom, Here, bid ek, Here, dat ek niks anders as net die waarheid sal praat, Here, dat u Heilige Gees die naprediking van hierdie woord sal wees, Here. Here, ek wil bid ook, Here, in die naam van Jesus Christus bid ek bestraf elke werk van die vyand in die naam van Jesus Christus, ek betrap jou in Jesus naam, en ek verklaar dat hierdie video op 'n heilige stuk grond gaan val, ek verklaar dit sodat die vyand nie kan steel of kan slag of kan verwoes nie, maar slegs dat die goeie werk van Christus Jesus voort sal gaan. Here, ek wil bid, Here, dat u ons sal toemaak onder die kosbare bloed, Here, dat ons net 'n lewe sal leef, en van u sal getuig, Here. Dit is my gebed, in Jesus naam. Amen en amen. Ja mense, so ek gaan nou 'n bietjie getuig van pornografie. So mense, pornografie het al van 'n jong ouderdom in my lewe al in betree, en ek was op die ouderdom van, kom ons sê, dis graad 3, so dit is 10, 11, 12 jaar oud. Van die ouderdom van 12 jaar oud, 12, 13 jaar, nee, jonger, skies. 7, 8, 9, ja, 9 jaar oud, sorry. Van die ouderdom van 9 jaar oud, 9, 10 jaar oud, daar rond, was ek basies ontbloot, of daar was ontbloting gewees, op die ouderdom van die ouderdom, 9 jaar oud, graad 3. Mense, 'n graad 3 kind is veronderstel om lekker op die gras buite te speel, lekker rond te hardloop, alles, en ja mense, ek het dit gedoen, ek het rondgehardloop buite op die gras, life goes on, en ek het gelewe soos 'n kind en so aan.
En maar toe op die ouderdom van 9 jaar oud, graad 3, was ek blootgestel aan hoe om na die sites toe te gaan van pornografie, wat om te Google om te kyk na hierdie eindaardige goeders. En so het my pad gestap met pornografie en natuurlik het 1, 2 geword, of kom ek stel dit so, natuurlik het 1 keer 'n week na 2 keer 'n week geword, en so het 2 keer 'n week na 3 keer geword, en so het dit gegroei dat dit op die einde van die dag 'n lewenstyl begin word het in my lewe, waar ek daagliks na hierdie goed gekyk het, nie net in die aande nie, maar ook deur die dag na die goed gekyk het. En ek wil vir jou sê, daar was tye in my lewe waar wanneer ek na die goeders nie kon gekyk het nie, met ander woorde, wanneer ek nie data gehad het om op te gaan op die sites en te gaan kyk na hierdie pornografie en te kyk na die walglike dinge wat aangaan, wat hulle doen aan mekaar en so aan nie, het ek gehuil omdat ek nie data gehad het nie. Ek meen dat 'n mens op 'n punt in jou lewe kom dat jy huil omdat jy nie data het nie. En iets wat my ma en my pa nog nie eers weet nie, en ek gaan dit sommer hier so uitspreek, is dat daar was kere gewees dat ek het geweet sy het 'n bankkaart in haar beursie gehad, en ek vra om verskoning en ek bely dit sommer nou in die naam van Jesus Christus, en ek vra nederig om verskoning daarvoor, want dit is ook steel. Dat ek het geweet dat sy 'n bankkaart gehad wat op my naam was. En ek het geweet op 'n manier dat daar geld was. En ek het toe kere geslyp en die kaart gaan vat, en dan want ons het net so om die draai van 'n garage gebly wat 'n bankteller gehad het. En ek het geld gaan trek sodat ek vir my data kon gekoop het om na hierdie goeders te kyk. En dit het natuurlik so geeskaleer dat dit nie net meer by pornografie gebly het nie, maar na meer ekstreme gevalle toe. En ek gaan nie te veel in detail gaan nie. My getuienis hier is om u net te waarsku, net 'n getuienis te lewer van wat hierdie goeders kan doen in jou lewe. Dat dit my nie net meer geplesier het, as ek dit so kan stel, om na die video's te kyk nie, maar dat ek meer ekstreem wou gegaan het en met vroumense in kontak wou gekom het en met hulle gesels het en allerhande dinge gedoen het wat nie reg is nie. En dit het so op 'n punt gekom dat ek was van graad 3 af blootgestel aan pornografie tot omtrent graad 9 toe. So dit is omtrent 6 jaar lank, as my wiskunde my nie in die steek laat nie. Dis omtrent so 6 jaar lank wat ek aanhoudend na hierdie goed gekyk het, en het myself bevredig het in die gemors. En toe op die einde van die dag, toe kon basies graad 9, dit is 15 jaar oud, 15 jaar oud, waar ek toe my vrou, wat vandag my vrou is, en ek eer die Here vir, en waar ek haar toe ontmoet het as net 'n girlfriend en boyfriend story, en dat hierdie goeie selfs in ons verhouding en oorgespoel het, waar ek nog steeds nou en dan na die goeders gekyk het, en ek het dit try wegsteek, so nie net, so dit bring nou, wat bring dit nou in my gedagtes, dit skep 'n dopamien af van plesier in my gedagtes. Dan na dit, kan ek nie meer genoeg kry van net 'n video nie. Ek wil meer hê as net 'n video. So gedagtes begin rond te dwaal, jy begin na allerhande dinge te kyk, allerhande dinge te voel, dat so op 'n stadium, sorry as ek so 'n bietjie spring, maar so op 'n stadium tussen graad 8 en 9, dat ek gewonder het, maar is ek nie dalk gay nie? Want toe het ek selfs ook begin kyk na ander seuns en gewonder het in my gedagtes, maar hoorie so, is dit nie dalk die tipe verhouding in wat ek moet gaan nie? Waar ek heel fine was, ek meen ek hou van vrou, as ek dit so kan stel en net reguit kan sê dat ek weet ek hou van 'n meisie, maar nou voel dit maar, hoorie so, hou ek regtig van 'n meisie? Of hou ek van albei, hou ek net van seuns, wat doen dit? En dit is wat die effek dit dra, want toekom, jy word nie net blootgestel aan een geslag nie, maar aan 2 geslagte.
En so begin dit, want daar is net 2 geslagte. En so begin dit in jou kop te smokkel, en so begin die Satan, die dinge wat hy geplant het in jou lewe van jongs af, en dinge wat gebeur het in jongs af, so begin dit te groei, en dit is nie meer 'n saad nie, maar dit het nou geontkiem in 'n wortel, en daai wortel het nou geontkiem in 'n stam, wat nou basies, hoe kan ek sê, goed is om na 'n volgende stuk grond geplant te word, om groter te word en sterker te word. En so begin die pornografie my te kry waar ek op 'n pad of punt is, waar ek myself bevraagteken, maar is ek reguit of is ek skeef? Wat is ek? Wat begeer ek? Wat soek ek? Soek ek 'n mannetjie of soek ek 'n vroutjie? Wat soek ek? En dit is wat hierdie goeters doen, en daar is selfs navorsing dat pedofilie het ook begin by pornografie te kyk. Dat mense wat onder pedofilie is, die wortel daarvan, of die kiem wat geplant was, die saad wat geplant was, het begin by pornografie. En ja mense, pornografie is nie net 'n website waarop jy gaan nie, maar dit is die movies waarna ek en jy ook kyk, waar vrouens kaal uittrek in die movies, waar dinge gebeur in die movies, wat ons nie veronderstel is om na te kyk nie, waar valse liefde geskep word. En so begin 'n fantasie in my gedagtes te kom, dan kom ons in 'n verhouding, in 'n huwelik, en dan wonder jy, maar hoekom is dit nie so plesierig, soos wat ek kyk op die video's nie? Want dit is 'n valse liefde. Liefde is nie 'n plesier nie, liefde is 'n keuse. Liefde is 'n keuse dat ek my vrou wil aankleef. En nie hierdie tipe gemors in my gedagtes in laat smokkel en te dink dat, maar hoor hierso, dit is hoe my verhouding moet wees. Dit is dan perfekte liefde. Dit moet all glory en verstoon mamma, dit moet al hierdie geleide en al hierdie gemors wees. En so begin dit jou verhouding te affekteer. En naderhand as jy jouself weer bevind, dan jou vrou, jou gelos of jou man, dit kan albei geslagte wees wat na hierdie goeders kyk. En jy lê skaar in jou verhouding. Ja, ons was dit boyfriend en girlfriend, as mense so kan stel, man nog steeds. Ek het gekies om haar as my meisie te hê. En nou het hierdie goeders van kleintyds af ingespoel in my verhouding, dat ek nog steeds 'n rukkie in ons verhouding na die goed gekyk het. Draai wegsteek, en dan kom dit uit. Dit wil ek vir u sê vandag. Die donker of die dinge wat jy in die geheim doen, sal altyd geopenbaar word in die lig. Of dit uit jou eie mond uit gaan kom, en of dit gaan wees dat jy uitgevang gaan word. Want jy gaan uitgevang word. Los die sonde, los hierdie gemors, want dit gaan jou dreineer, dit gaan jou uittap, dit gaan jou verderf toe lei. En ek wil ook sê, wanneer iemand vir jou foto stuur, van 'n kaal vrou of 'n kaal man, stuur daai persoon in sy helle, en sê vir hom, ek vervloek jou in die naam van God. Want daai persoon is besig om pornografie af te smeer in jou keel. En wat kom doen dit? Dit kom steel jou liefde, wat veronderstel is om liefde te wees. En daarna bevind jy jouself in 'n belisting in jou gedagtes, en jy wonder, hoekom gaan my verhouding soos wat dit gaan? Jy vra vir jouself, maar hoekom is my huwelik soos wat dit gaan? Gaan na die wortel toe. Kyk wat is die fout. En begin daai mense wat vir jou die goeie stuur, ook aan te spreek en te sê, hou nou op met jou snert, en blok hulle sommer. Maak dit bekend in die openbaar, dat hierdie persoon dit vir jou stuur. Want sien, die victim word altyd gecover. Ag, nie die victim nie, die persoon wat die goeders doen, die persoon wat hierdie goeders doen, word altyd gecover, maar die slagoffer word heeltyd weggeskryf, word heeltyd vervloek. Nee, maar is jou skuld dat jy kan nie dit en dit en dit doen. Maar ja mense, ek wil vir ouers ook sê, begin na jou kind se foon te kyk. Want ek was op 'n stadium gewees met juist wat ek gesê het van waar dat ek meer as pornografie wil gehad het, wat 'n vrou vir my gevra het vir geld. En ek gaan nie in detail ingaan met dit nie, maar ek wil vir jou sê dat
jou kind, wat moontlik na hierdie goeters kyk, kan in daardie gevaar inval. En voordat hy of sy haarself bevind, of kan bevind, of wat ook al, of kan kry, bevind die persoon of hy kind, hom of haarself, in 'n stryk van die vyand, en kan na groter dinge toe lei, na verkrachting, na molestering, na al hierdie dergelike dinge. En 'n ander persoon se kind word vernietig. So ouers, my ding is aan jou. Begin tyd te spandeer met jou kind. Begin jou kind se foon te monitor. Want as dit met my kon gebeur, wat net een geval is, kan ek vir jou verseker dat in die radius van 100 meter van jou af, is daar definitief kinders wat na hierdie goeders kyk. Wat miskien op 'n punt is waar foto's rondgestuur word, waar videoetjies rondgestuur word en miskien beplan word om met mekaar te gaan karring en mekaar te gaan slaap en al hierdie dinge. So ek wil vir u sê, en ek wil vir jou ook sê as 'n ouer persoon, as 'n volwasse persoon, as jy jouself bevind om na hierdie goeters te kyk, wil ek vir jou sê, dit is nie lekker nie. Dit is nie lekker om die goeters te kyk, en dan wil jy dit môre weer kyk, en dan kan jy dit kyk as gevolg van, jy het nie data of wat ook al. Dit is nie lekker nie, jy. Maar, dit is nog meer nie lekker nie, of dit gaan nog meer nie lekker wees nie, as jou vrou of jou man hulle goed vat en gaan. En vir jou sê, bogger op. En nog meer nie lekker, wanneer jy gaan val in die hande van die lewendige God nie. Ek wil vir jou sê, as jy pornografie kyk, en as jy gebed nodig het, kontak my vandag, dan bid ek saam met jou, vir dit, en ek gaan sommer nou ook hier op die lig ook weer bid vir ons, en weer bid oor dit, want dit is 'n taktiek van die vyand, om 'n valse liefde aan my en jou te kom verklaar, dat dit is liefde, om so aan te gaan, om na hierdie goedes te kyk, en dit is liefde. Nee, ek wil vir jou sê, dit is nie liefde nie. Die vyand is besig om 'n stuk in jou lewe te plaas, om jou te kry op 'n punt van jou lewe, waar jy nie meer die liefde kan sien nie, want sodra jy nie meer liefde kan sien nie, kan jy nie die liefde van God sien nie. En die liefde van God is om jou vry te maak, want niemand van ons is geroep tot 'n slaaf nie, maar ons almal is geroep om vry te wees in Jesus Christus. Ek wil vir jou sê, dit is nie maklik om daar uit te kom nie, maar ek wil wel vir jou sê, dit is die moeite werd om te stry om uit dit uit te kom. Want jy vernietig jouself, op die eerste, jy vernietig jouself, daarna vernietig jy die geliefdes om jou, jou man, jou vrou, en so kan het nog verder gaan. Okay, ja, jy natuurlik maak jy God ook seer in die proses en die tipe van goeders, maar ook, dit kan nog groter skade toe lei, waar jy sê dat 'n videoetjie is nie meer as genoeg nie. Ek wil meer hê. Ek wil meer hê. Jy gaan meer wil hê. Jy gaan meer wil begeer. Jy gaan selfs na ander dinge toe begeer, wat ek nie nou gaan sê nie. Wat ek ook nie wil sê nie, en ek bely dit vir God. Maar, ek wil vir jou sê, ouers, begin na jou kind om te sien. Begin tyd te spandeer met jou kind. Ja, ek was alleen en daai goeters, maar dit is nie 'n verskoning om na die goeters te kyk nie. Ek was blootgestel aan dit, ja. En ek het die keuse geneem om aan te hou kyk dit daarna. En so het dit geeskaleer na groter dinge. Dinge wat lelik was. Dinge wat lelik kon uitgedraai het. Maar ek wil vir jou as ouer net weer eens, ek weet ek herhaal myself. Maar ek wil vir jou as ma en pa, van 'n kind, van 'n dogter of 'n seentjie, of al jou kinders, spandeer tyd met hulle. Spandeer tyd om te kyk wat hulle doen. Spandeer tyd om te kyk wat hulle nog kyk. Want ek wil vir jou sê, hy hoef nie op 'n site te gaan nie.
Maar die tipe movies wat vandag uitgekom, is net so walglik soos 'n flippin video op 'n site wat onvanpas is. Hou op na hierdie goedes kyk, hou op na movies kyk waar vrouens kaal uittrek en cleavage gewys word en al hierdie gemors en boude uithang en daai gemors. Begin om preke eerder te kyk en begin jou tyd te spandeer in die woord van die Here. Want as jy jouself spandeer in die woord van die Here, gaan nie eers begeer om na ander gemors te kyk nie. Begin tyd te spandeer met die Here. Kom by die Here uit. Die Here wil jou vrymaak. Kom weg van hierdie gemors af. Dis 'n valse liefde, dis 'n valse vrede. Dit bevredig jou nie. Jy wil net meer en meer en meer hê en op die ou end van die dag is niks meer goed genoeg nie. Dan begin jy sommer in begeerte vir hierdie tipe van dinge te verloor. Van die regte dinge, kom ek sal dit so, van die regte orde van God wat hy in die huwelik ingestel het. Dan begin jy jou begeerte en dit spoel oor in jou huwelik. Dit doen. Dit dra 'n effek in jou gedagtes. Maar ek wil vir jou sê, dit is nie te laat nie. Ek wil vir jou sê, kom by die Here Jesus Christus uit. Hy sal jou vrymaak, maar dan moet jy ook die keuse neem om vrygemaak te word. Deur om te sê, Here, ek struikel met porn, ek struikel met gedagtes van vrouens en van mans. Ek struikel met hierdie goeters. Here, ek het U Heilige Gees nodig. Ek het U leiding nodig. Ek het U kosbare bloed nodig. Ek het U Seun, Jesus Christus nodig om my vry te maak van hierdie goeters. Vry te maak van die begeerte van porn. Dit gaan jou verderf toe lei as jy aanhou daarna kyk. Jy is 'n pastoor wat agter die kansel staan, maar agter die toedeur sê jy gaan stilte tyd hou. Maar dan gaan kyk hierdie gemors. Ek wil vir jou sê, God sien jou. God sien jou raak. En jy beter jouself bekeer voor die lewendige God, voordat jy val in die hande van 'n lewendige God. Maar ek wil vir jou sê, die Here is lief vir jou. Yes, om Cornelius Lou, dit is definitief die waarheid. Dit is so hartseer wat hierdie goeters in 'n mens se lewe kan doen. Dit is so hartseer. Wat se effek op die einde van die dag kan dra. Wat se effek dit dra in jou huwelik. Wat se effek dit dra aan jou persoonswese, dat jy begin dink dat, is ek reguit of is ek skeef? En ek wil sommer nou sê, ek glo dit, dat baie van die mense, of baie van die homoseksuele mense, kon hulle self bevind het op dieselfde plek waar ek was, en hulle het eerder gekies om homoseksueel te wees. En want so kom die Satan, en hy mislei jou met 'n valse liefde. En wat is homoseksualiteit? Dis valse liefde. Dit is valse liefde. En die vyand kom steel, slag en verwoes, en voordat jy jouself uitvee, en jy lê in jou graf, wel jou liggaam lê in die graf, maar jou siel is in die hel. Maar ek wil vir jou sê, die genade van God is nie sodat jy skeef kan wees nie, is nie sodat jy verderf toe moet gaan nie, maar sy liefde is hy is lankmoedig, en sy liefde is groot, oneindig groot, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, om vir my en vir jou te kruisig, aan die houtkruis, op Golgotha, tot vergifnis van ons sonde, sodat ek en jy kan bekeer na die Here Jesus Christus toe, hom aanneem as ons redder, verlosser en saligmaker, en vry kan kom van hierdie dergelike dinge af. En ons self kan kry, waar ons besig is met die dinge van die Here, en nie meer besig is met die dinge van die vlees nie. Want ek wil vir jou sê, hierdie dinge is begeerlikhede van die vlees, maar die woord van die Here sê, begeer jou met die geestelike dinge, sodat jy geestelik kan wandel, sodat jy staande kan bly teen die listige planne van die vyand. Ouers, ek wil ook vir jou sê, jy kan ook nie jou kind help as jy self daarna kyk. Miskien kan jy kan dalk miskien jou kind help, maar dit help nie, jy sê vir jou kind help daarna kyk, maar jy kyk self daarna nie. Ek meen, wat se tipe fariseer is dit?
Hou op jouself ook mee dit kyk. En kom by die Here Jesus Christus uit. Leer jou kind van die Here. Leer jou kinders van die dinge van die Here, om heiligmaking te lewe, om heilig te wees, soos hy heilig is, God die Vader. En ek wil vir jou sê, kind, tiener, as jy jouself bevind, waar jy na hierdie goeie sit en kyk, ek wil vir jou sê, los dit. Ek weet dit is nie maklik. Ek weet dit is nie lekker. Dit is nie lekker. En ek weet hoe dit voel om na die goeters te kyk en al hierdie goeters. Ek weet hoe dit voel. Dit is nie lekker as jy jouself bevind in hierdie goeters en jy wil uitkom. Maar ek wil vir jou sê, gaan praat met jou oor. Of gaan praat met iemand wat jou kan help. Om los te kom van hierdie goeters. Of kry iemand wat jou die pad kan aanwys. My vrou het my nogals gehelp eintlik in hierdie opsigte. Dat ek het opgehou kyk na die goeters, juis omdat ek kan nie wil seer maak nie. So kry iemand in jou lewe wat jy nie seer wil maak nie. Maar ook op die einde van die dag, jy moet self daai keuse neem, want jy moet dit nie net doen vir ander nie, jy moet dit doen vir jouself ook. Maar kry iemand wat jou kan opbou in die lewe, kry iemand wat jou kan bou na die heerlikheid van Christus. En moenie iemand kry wat jou verderf toe kan lei. Kry iemand wat jou vry kan maak uit die goeders. En dit is nie 'n persoon wat jou vry kan maak nie. Slegs Jesus Christus maak jou vry. Maar 'n persoon wat 'n hoë standaard het, wat hoë standaarde skep in jou lewe, kan jou ook help om uit hierdie gemors uit te kom, sodat jy hoë standaard in jou lewe toe kan begryp en na toe kan, hoe kan ek na strewe toe. So ouer, kyk wat jou kind doen. Monitor jou kind. En ek wil eintlik wil ek sê, kinders op daai ouderdom van graad 3 het nie eers 'n foon nodig nie. Jy het nie 'n foon nodig nie. Hulle het nie 'n foon, hulle eie foon nodig nie. Hulle het, want hulle gaan na die gemors gaan kyk. En jy kry dan vriende, dan is juis 'n vriend wat my blootgestel het aan hierdie goeders. So kyk ook na die tipe vriende wat jou kind het. En dit beteken nie dat 'n kind wat nice lyk, hy doen nice goeders. Maar hy kind kort ook hulp. En hy ouers, of hy kind se ouers, moet vir hom die hulp aanbied. Maar ja mense, dit is nie lekker nie, maar ek wil vir jou sê, kom by die Here Jesus Christus uit. En ek weet en ek voel ek herhaal myself bietjie, maar ja mense, en wanneer jy daaruit is, dat die nagevolge daarvan, daar is nagevolge van dit, maar ek wil vir jou sê, dit is nie die einde van die wêreld nie, ek wil vir jou sê, jy kan herstel van dit af, deur die genade van die Here Jesus Christus, en ja mense, as jy net wandel in die Here, hy kan jou vry maak, hy kan jou heel maak, en hy kan jou gesond maak, net daar waar jy is. So ja mense, share hierdie video, ek gaan hierdie video ook op YouTube plaas, waar mense na die tyd kan ook kyk, share hierdie video vir mense, en mag dit vir ieder en elkeen wat na hierdie video luister, iets beteken en mag dit tot vryheid bring in iemand wat na hierdie video kyk, vandag of wanneer ook al. Ek wil vir jou sê, die Here is lief vir jou. Die Here Jesus Christus het vir jou gesterf aan die kruis, sodat jy gered kan word uit juis die kettinge wat Satan in jou lewe bind het. Net Jesus Christus kan daardie kettinge breek. Maar jy moet die keuse neem om te sê, Here Jesus, hier is ek, maak my vry. Maak my vry van hierdie las af. Maak my vry, want dit is 'n las. Maar ek wil vir jou sê, Jesus is lief vir jou. En sy genade en sy bloed is oneindig kragtig. Hy kan jou vrylaat en hy kan jou skoonmaak. En hy kan vir jou begeertes wat jy nodig het, jy nodige en die regte liefdesbegeertes in jou hart weer terugplaas. En hy kan getuig daarvan ook. Maar ja mense, kom ons sluit af. En ja, share hierdie video.
die Here seën nie. Almagtige Hemelse Vader, Here, ek glo ek het gesê wat ek moes sê. En Here, ek wil bid, Here, daar waar die saad geval het, Here, dat dit op vrugbare grond geval het, en Here, dat die vyand nie sal kom steel nie, maar Here, dat die boodskap uit sal dring tot mense toe wat jy sukkel, Here. Mense wat sê of wat uitroep, ek wil vrykom van hierdie gemors. Ek wil vrykom van dit wat die Satan my try kom steel het. Die liefde wat eintlik wat nie liefde is nie, kom steel het, Here. Here, ek wil bid, Here, dat U mense sal herstel, Here. Here, dat hulle weer geherstel sal word met die regte liefde van Christus, Here. Here, ek wil bid, Here, daar waar huwelike skade gelei het weens hierdie dergelike ding. Here, dat U dit sal herstel, Here, dat hulle na mekaar sal kom en sal bely, Here. En Here, dat U dit sal herstel, Here, dat U, Here, die liefde sal herstel teenoor mekaar, Here, dat U ook die begeerte teenoor mekaar sal herstel, Here, maar ook as ook, Here, die vertroue aan mekaar sal herstel, Here. Want vertroue is so maklik om te verbreek, Here, en is so moeilik om weer terug te wen, Here. Here, ek wil bid, Here, dat U ons sal toemaak onder die kosbare bloed van Jesus Christus, Here. Here, dat U ons skoon sal was met die kosbare bloed, Here. Here, dat U ons sal bedek met die kosbare bloed om ons harte, Here, dat ons vry sal kom van hierdie dergelike dinge, Here. Here, ek wil bid, Here, dat U mense sal seën, Here, dat U met hulle sal wees, Here, dat U hulle sal dra. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Ja, mense, baie dankie vir ieder en elkeen wat ingeskakel is, wat na die video gekyk het, en ek wil vra, share hierdie video, en ek vertrou dit gaan vir U iets beteken. Maar ja, mense, die Here is lief vir U, en hy is op pad, en maak seker jou saak is reg met hom. Die Here seën U. Amen en amen.